Goeiemôre vriende, ons is die Here dankbaar dat ons vanmôre weer kan saam wees. Nou, vanmôre kan u so 'n bietjie weer asem skep. Dis daarom 'n vakansiedag so in die middel van die week en ons vier Vrouedag vandag, of kom ek sê eerder, in Suid-Afrika vier hulle Vrouedag en is die gebed van my hart dat die oordeenking van vanmôre ook vir u 'n besondere oordeenking sal wees terwyl ons vanmôre 'n bietjie gaan praat oor die gedagte 'n vrou wat die Here vrees. U sien, elke dag wat die wêreld vier, moet ons terugneem na wat die Bybel vir ons sê oor die bepaalde dag en die bepaalde viering. Want die woord van die Here is die lig vir ons pad en die lamp vir ons voet. Nou vanmôre wil ek 'n bietjie met u praat oor die gedagte van Vrouedag en hoe lyk 'n vrou wat die Here 'n geweldige behae in het en wat hy sy seën en sy seël op plaas. En ons lees daarin Spreuke 31 vers 30 die volgende: Die bevalligheid is bedrog en die skoonheid is nietigheid. 'n Vrou wat die Here vrees, sy moet geprys word. Nou ek wil weer eens na die Engels gaan. Die Engels druk dit vir my baie keer so mooi uit. En die een Engelse vertaling sê in Spreuke 31:30, hy sê, charm can be deceiving and beauty fades away, but a woman who honors the Lord deserves to be praised. Dit is my so mooi gewees toe ek dit lees. U sien, die skoonheid is besig om te verdwyn. Ons almal word ouer. Selfs al gebruik jy die beste rome op die mark en al gaan jy vir al die behandelings wat daar moontlik beskikbaar is. Die Bybel sê vir ons, vriende, dat skoonheid is besig om te verdwyn. Maar 'n vrou wat die Here vrees, sy moet geprys word. Nou jaarliks vier ons Moedersdag en dan ook Vrouedag in die wêreld. Dis 'n instelling wat wêreldwyd daar is en ons sien dat deur die geskiedenis vroue geweldige geveg het vir gelykheid en gelyke regte, meer vryheid, meer gesag en meer erkenning. En ons bely daardeur, vriende, dat daar nie altyd reg opgetree was teenoor vroue nie, maar daardeur wil ons ook vir u sê dat vroue vandag ook nie reg optree in die manier hoe hulle sekere sake hanteer nie. U sien, die wêreld het hierdie dag al so gebruik om vrouens op te stook teen hulle Bybelse en goddelike posisie en plek wat hulle moet inneem in die samelewing, dat hulle nie meer 'n goeie onderskeid het wat hulle rol en taak en doel in die samelewing aanbetref nie. Jy sien, die Bybel is baie duidelik dat 'n man nie meer belangriker as 'n vrou is nie, en dat 'n vrou nie meer belangrik is as 'n man nie. Een nasie is nie beter as 'n ander nasie en een kultuurgroep geniet nie 'n voorrang bo die ander by God nie. Die Bybel sê vir ons baie duidelik in Galasiërs 3 vers 28, daar is nie meer Jood of Griek nie, daar is nie meer slaaf of vryman nie, daar is nie meer man of vrou nie, want julle is almal een in Christus. En as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename. Jy sien, in God se woord is daar nie een wat meer belangriker is as die ander een nie. Daarom as die wêreld veg vir vroueregte en veg vir allerhande regte vir allerhande mense, dan sien ons eintlik die dryfveer agter dit is eintlik om in rebellie op te staan teenoor God se woord. Want meeste van hierdie vrouebewegings het eintlik niks te doen met gelykheid nie. Dit gaan oor om die vrou in 'n posisie te plaas waar sy nie meer haar goddelike taak, rol en doel kan vervul, soos die Bybel vir haar leer nie. En laat ek vir u vanmôre sê, die enigste manier hoe 'n vrou geluk en vrede sal ervaar, as sy volgens die Bybel haar godgegewe taak en roeping vervul. As ons betrokke raak by die wêreldse instellings en hulle denkrigting en denkwyse, sal ons verval in ellende en hartseer en in hierdie droefheid wat ons tans in die wêreld bevind. Ons sien in die wêreld hoe huisgesinheid mekaar uitval, hoe vrouens nie meer gelukkig is nie, selfmoordsyfers wat die hoogte inskiet, vrouens wat sieklik word omdat hulle posisies beklee, wat die Here nie vir hulle in gedagte gehad het nie. Sien ons die hartseer dat die vrou nodig het om te sien wat God van haar vra. Weereens, daar is geen voorrang bo God nie, man is nie belangriker as vrou nie, maar luister, die Bybel is baie duidelik dat elkeen sy eie rol het om te vervul. En dis hier waar die onderskeid kom. Ek kan nie 'n vrou wees nie. Ek kan nie 'n vrou se rol vervul nie. God het nie vir my daai opdrag en taak gegee nie. En vriende, ek hou nie optogte daaroor nie. Ek toi nie daaroor nie. Ek skree nie slagspreuke daaroor nie. Ek besef en verstaan. Ek is 'n man en God het my 'n man gemaak en God het my vrou 'n vrou gemaak en sy skree nie en gaan te kere oor dit en is ongelukkig oor haar taak en rol en doel nie. Alhoewel ons voor God gelyk is en hy ons as gelyke sien, het hy vir ons rolverdeling, taakverdeling daar gestel waarin ons vryheid kan uitleef, soos God dit van ons vra. Hoor wat sê 1 Korintiërs 11 vers 3. Maar ek wil hê dat julle moet weet dat Christus is die hoof van elke man, en die man is die hoof van die vrou, en God is die hoof van Christus.
U sien hierdie rolle en hierdie taakverdeling is wat God daar gestel het. En ons kan vervulling ervaar in die uitleef daarvan. Daarom sê Spreuke 31 vers 30, dat 'n vrou wat God vrees, is 'n vrou wat geprys moet word. 'n Vrou wat besef dat ek het 'n taak en 'n rol om te vervul in hierdie samelewing wat God my gegee het, is 'n vrou wat ons kan prys, wat ons dan hoog kan ag. En haar waarde, sê die Bybel, is ver bo korale. Is ver bo silwer of goud of alles wat die wêreld ons kan gee. As jy 'n goeie vrou gekry het, 'n vrou wat die Here vrees, het jy 'n skat gekry van onberekenbare waarde. Maar nou wil ek bietjie stil staan by die gedagte van wat die Here vir ons sê. Die Bybel sê vir ons, Christus is die hoof van elke man en die man is die hoof van die vrou. Hoe moet ons as mans hierdie vrou behandel wat God aan ons toevertrou het? Daar is 3 hoofgedagtes, daar is baie meer, maar ek wil net 3 vanmôre uitlig wat ons as mans moet doen. Die eerste plek sê die Bybel vir ons dat ons moet ons vroue lief hê. Efesiërs 5 vers 25. Hoe moet ek my vrou lief hê? Die Bybel sê soos Christus die gemeente liefgehad het. Hierdie opofferende liefde, hierdie liefde wat ek vir my vrou gee, moet vir haar sigbaar word, sodat sy ook kan floreer onder my beskerming en onder my leiding, sodat sy ook die vrou kan wees wat God vrees en in die samelewing haar plek kan vervul. Verder moet die man verstandig met die vrou saamlewe. 1 Petrus 3 vers 7. U sien, ons verskil van mekaar. 'n Vrou is anders saamgestel as 'n man. Alhoewel ons dieselfde lyk, ons almal het oë en ore en hande en voete en 'n mond, is daar tog 'n gelaatstrek verskille. Vrou is sagter, 'n vrou het mooier en fyner gelaatstrekke. Sy is die een wat in die huis hierdie sagtheid bring en somtyds dink sy anders as ons, somtyds huil sy meer as ons, somtyds tree sy anderste op as ons. Daarom sê die Here, as hoof van my huis moet ek verstandig met my vrou saamlewe. Ek moet haar nie manipuleer nie, ek moet haar nie onderdruk nie, maar met verstand, die wysheid wat God my gee, moet ek saam met haar lewe, om haar ook te laat floreer onder my hand en onder my beskerming, sodat sy die Here kan vrees, die Here kan dien en in die samelewing haar plek kan volstaan. Verder sê die Bybel vir my as man, ek moenie verbitterd raak teenoor my vrou nie. Kolossense 3 vers 19. Daar is baie mans wat vandag bitter is teenoor hulle vroue. Hulle vroue tree miskien anders te op of doen miskien nie iets wat hulle gesê het nie en dan raak hulle bitter. En ag vriende, dis noodsaaklik dat ons sal sien, Kolossense 3:19 sê vir ons, dat ons nie verbitterd moet raak nie. Dat ons nie 'n bitter smaak in ons mond moet kry, wanneer ons oor ons vrou praat, of wanneer ons na haar verwys nie. En dis belangrik dat ons as mans ook hierdie gesindheid sal uitleef, teenoor hulle as die swakkere geslag wat die Bybel sê, sodat ons gebede nie verhinder mag word nie. So, ons is gelyk voor God, sê die Bybel. Die man is nie beter as die vrou nie, ons geniet nie groter voorrang voor God nie, ons is gelyk voor die Here, ons het verskillende rolle wat ons vervul, en daarom moet die man ook hierdie opdragte nakom om sy vrou lief te hê, verstandig met haar saam te lewe, en nie verbitterd teenoor haar te raak nie. Aan die ander kant moet die vrou net hierdie wonderlike en kosbare opdrag uitvoer, en eintlik hierdie lewensdoel daarstel, om die Here te vrees. Om die Here te vrees beteken om gehoorsaam te wees aan sy woord. Om te luister wat hy vir my sê eerder as wat die kultuur vir my sê. Om eerder sy weg te volg as die weg van ons samelewing en die boosheid waarmee hulle besig is. Die Bybel sê vrou wat die Here vrees, sy moet geprys word. En dan sê Petrus dit vir my so mooi in 1 Petrus 3. Onthou, Petrus was 'n getroude man. Die Bybel sê vir ons, op 'n stadium was sy skoonma siek gewees en die Here het haar gesond gemaak toe hy op aarde was. En nou lees ons, hierdie getroude man Petrus, kom en hy gee opdrag aan die kerk. En hy sê in 1 Petrus 3 vers 1, hy sê, net so moet julle vroue aan julle eie mans onderdanig wees, sodat, as sommige aan die woord ongehoorsaam is, hulle ook deur die wandel van die vroue sonder woorde gewin kan word, as hulle julle reine, godsvreesende wandel aanskou het. Is dit nie vir u mooi nie? Is my so pragtig opgesom wat daar staan in Spreuke 31 vers 30. Die bevalligheid is bedrog en skoonheid is nietigheid. 'n Vrou wat die Here vrees, sy moet geprys word. Hoe word sy geprys? Die Bybel sê, as sy deur hierdie reine godsvreesende wandel ander vir die Here wen. As ander vroue na haar kyk en hulle sien haar wandel, moet daar 'n opgewondenheid in hulle harte wees. Ek wil graag soos hierdie vrou die Here dien en 'n gesin begelei om dan die Here te verheerlik. Ag vroue, u besef nie wat 'n groot rol u vervul
in die samelewing en dan ook in die huishouding nie. Ek pleit vanmôre dat julle nie deel sal word van hierdie wêreldse denke en wêreldse opstandigheid en wêreldse optogte nie, maar dat julle werklik aan die skrif sal gaan en sal sien wat die Bybel vir ons sê, dat 'n vrou wat die Here vrees moet geprys word. Hierdie vrou is een wat deur haar sagmoedige lewe en deur haar godsvreesende wandel en haar rein lewe ander na die Here trek. So vrou moet geprys word. So vrou se naam moet in die hemele genoem word. En so vrou sal eendag loon van die Here ontvang, wanneer sy voor hom buig en hom eer dat sy ook haar taak en haar rol kon vervul, soos die Here aan haar opgedra het. Mag die Here vir u seën, mag die Here vir u gebruik en mag u die vrou wees wat die Bybel van praat, die vrou wat die Here vrees, die vrou ver bo korale, die vrou wat dan ook haar huishouding begelei nader na Christus, omdat sy self die Here liefhet. Mooi en 'n geseënde dag vir u verder. Tada.